Kom ons lees saam uit Markus 5 uit. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus, en toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word, en sy sal lewe. En hy het saam met hom gegaan. En 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring, en 'n sekere vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het van Jesus gehoor, onder die skare van agteraf gekom, sy kleed aangeraak, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk, dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik, toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom af uitgaan, draai hy om onder die skare en hy sê, wie het my klere aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat dit gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wist wat met haar gebeur het, kom toe en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Daar was 'n man wat op soek was na sy sleutel wat hy verloor het. Voor sy huis het hy onder die straatlig begin soek. Van die bure het verbygeloop en gevra, wat soek jy? En hy het gesê, my sleutel, en hulle sê, kan ons jou help? En hulle het almal saam begin help soek. Na tyd, toe hulle niks kon kry nie, vra die buurman vir hierdie man, waar dink jy het jy die sleutel verloor? Hy sê, wel, ek dink, ek het dit nie aan die ander kant van die huis verloor, daar aan die kant. Hy sê, maar hoekom soek ons hier? Hy sê, want daar's nie lig nie, die lig is hier, dis hoekom ons hier soek. Dis een van die stories van Nasruddin, en 'n mens kan nie help om altyd met 'n tong in die kies te lag vir die stories wat hy vertel, en die stories wat daar oor hom vertel word nie, maar ek het agtergekom, dat wanneer ek lag, dan lag ek eintlik vir myself. Want daar is so 'n steekie van die waarheid in hierdie stories. Ons almal is op soek na 'n sleutel. En dis eintlik die sleutel na die huis van heelheid toe. Ons wil heel wees, diep in ons. En om heel te wees beteken dat alles in jou lewe goed is en dat dit in harmonie is met mekaar. Daar's niks wat jy kort kom of nog moet gebeur nie. En die Griekse woord vir heelheid is zozo. En dit is waarna Jairus gesoek het. Deur sy dogter se genesing sal sy hele lewe weer regkom. Hy is heeltemal ontsteld oor hierdie verhouding en wat met haar gebeur. Veronica het 'n siekte gehad, 'n siektetoestand. En hulle het gesoek. En so soek ons almal na heelheid. Ek weet nie of jy al in kontak gekom het nie, en agtergekom het nie. Dis eintlik wat ek soek, heelheid. En ons het lig van die straat af. Ons het soveel mense, idees, middele wat ons pad langs kom, en kort hoor ons, die nuwe kuur, die nuwe sleutel. En jy soek, en jy dink, dis dalk die sleutel, maar baie van ons soek 'n kitsoplossing, né? En ons kry baie dikwels verligting, maar ons kry nie vervulling nie. En een van die groot goed wat ons agterkom in hierdie storie van Veronica wat ons lees, hierdie vrou wat aan bloedvloeiing gely het, is dat ons dikwels dink dat dit iets uiterlik fisies is, wat ons nodig het, wat ons hele lewe vrede, harmonie sal gee. Sy was op soek na genesing, heelheid, maar die pad daarna, sy het gedink, genesing sal vir haar die heelheid bring.
In hierdie gedeelte wat ons lees, kan ons dit maklik mis. Daar's twee verskillende woorde wat gebruik word. En dit word heeltemal verskillend vertaal in Afrikaans, maar die een is, sy is genees, iatai, maar die ander een, toe is sy gered. Toe sê Jesus van, jy is gered. Maar die woorde as soutso, wat 'n betekenis het, nie net van dat jy eendag hemel toe sal gaan as jy doodgaan nie, maar dat jy heel gemaak is. Want alhoewel sy genesing ontvang het in hierdie storie, was sy nog nie heel nie. Sy was geïsoleer. Haar siekte, volgens die wet van daai tyd, mag sy glad nie met hierdie siekte tussen mense beweeg het of in 'n aanraking gekom het nie. Dit veroorsaak dat sy heeltemal geïsoleerd is. En in hierdie verhaal lees ons dat sy met vrees rondloop in die skare, want sê nou maar net iemand vind dit uit en vang haar. Die ergste wat met haar kan gebeur is dat sy gestenig kan word. Maar dink aan die psigiese effek wat dit op jou het. Dat jy met niemand kontak mag hê nie, dat almal na jou kyk as onrein, as siek, as sleg, as verkeerd. As siege, sy leef met skaamte. Kyk, as jy skuld het, dan het dit te doen met iets wat jy gedoen het. As dit skaamte is, dan het dit te doen met wie jy dink jy is. Daar is groot fout met my. Ek hoort nie hier nie. En dan is natuurlik die wet, die skrif, die Bybel wat gesê het dat jy onrein is, dat sy nie in die tempel mag kom nie, sy mag nie saam met ander bid nie. So hierdie probleem is 'n psigiese, sosiale, geestelike probleem waarmee sy sit. En dis wat heelheid behels. Dit is baie meer as 'n uiterlike, as 'n genesing. Jy kan soos sy genees wees, maar jy's glad nie heel nie. Groot dele verhoudings in jou lewe is besig om uitmekaar uit te val. En dit veroorsaak groot ongeluk, en die uiterlike innerlike is in 'n interaksie met mekaar. Dit is dikwels as gevolg van die innerlike lewe laat ons fisies siek raak. En ons praat van die sogenaamde psigosomatiese toestande waarin ons sit. Stres wat ons siek maak. En aan die ander kant die uiterlike het 'n groot impak, maar dit beteken nie noodwendig dat ek dan innerlik heel raak nie. Sy moes op 'n reis gaan. En Jesus het haar uitgenooi. En dit is die wonderlike groot nuus van hierdie storie, is dat Jesus stel baie belang. En sy groot begeerte is om heelheid te bring. En dit is moontlik om in 'n verhouding met hom hierdie heelheid te ontvang. En sy word op 'n reis geneem wat haar herstel in haar verhoudings, in haar koneksies, vind sy genesing met Jesus. Dit verander haar verhouding met haarself, dit verander haar verhouding met ander mense. So dis die een groot uitnodiging om hierdie kontak te maak met hierdie groot begeerte in jou, na Jesus te kyk en te draai daarmee, en te soek na heelheid, iets baie groter en meer as genesing. Daar is nog 2 groot woorde wat hier gebruik word, wat ons baie maklik kan mis. En dit is krag en energie. Die verskil. Jesus lewe moet 'n bewussyn van energie. En hy's in kontak met energie. Hy's bewus daarvan. Luister nie wat sê die message. Jesus felt energy discharging from him. Nou, dit voel vir my as ons glad nie so genuanceerd leef soos in die Bybelse tyd as dit kom by krag nie. Daar is 9 verwante woorde van krag in die Grieks, in die Nuwe Testamente. Baie interessant, ons vind 7 van hulle in Efesiërs 1 vers 19. Kratos, en daar kan jy hoor waar die woord krag vandaan kom. Kratos. Daar's exousia wat mag beteken. Ischus wat sterkte beteken. Dunamis wat vertaal word met krag, maar jy kan hoor waar ons woord dynamiet vandaan kom, né? En dan is daar die woord energia. En jy hoor seker, energie. Nou wat is die verskil tussen krag en energie?
Dit is dieselfde as liefde en genade. Liefde is die bron. Genade is liefde in werking. Operasionele liefde. Dit is liefde wat besig is om iets tot stand te bring. Dan noem ons dit genade. En dit is, dunamis is die krag, waaruit energie kom. Dit is operasionele, gerigte krag, is energie. En luister hier wat sê Paulus. Hy sê ons is saam met Jesus opgewerk. Deur die geloof in die werking, sê die ou vertaling. En die Grieks woord is energeia. Geloof in die energie van God, wat hom, Jesus, uit die dode opgewek het. Lang storie kort, 3 groot goed. God is die bron van energie. En deur ons geloof in God en in die werking van sy krag, in sy energie, bring dit genesing mee. Hierdie energie van God genees ons. So dit bring ons by die vraag, hoe kan ons die energie van God ervaar wat ons heel maak? En dit is iets waarvan hierdie storie praat, en hierdie 2 stories, hierdie 2 mense, Jairus en Veronica, wat na Jesus toe kom. Hier is 3 uitnodigings vir ons. Die eerste een is gebed. Let op die 2 verskillende maniere waarop Jairus en Veronica bid. Jairus vra, help my. Dit is ons noem dit die Jesus gebed. Dit is Maranatha, kom o Here Jesus. Dis sy roepe, dis sy manier van bid. Veronica deel al hele storie met Jesus. Sy gesels met hom. Sy maak haar hart vir hom oop. Dit is meer 'n gesprek met hom. En deur 'n gebed kom hulle in aanraking met hom. Daar's 'n koneksie wat gevorm word met God. Jy weet, daar is navorsing wat gedoen is en empiries bewys is dat een van die groot oorsake van ons innerlike ongesteldheid, ons diskonneksie is. Ons breek met onsself, ons afsnyding. En dit is natuurlik een van die maniere waarop sonde ook gedefinieer word. Dat dit 'n skeiding skielik gebring het tussen God en mens. En ons leef met dit. En daardie koneksie, wanneer die koneksie met God herstel word deur gebed, dan kom jy in aanraking met die Here. En dit stel energie vry. Luister wat sê Jakobus. Die gebed van die regverdige het groot krag. En die woord vir krag daar is energeia. Daar word groot energie vrygestel in kontak maak. En miskien het jy iets al van ervaar al. Nee, miskien jy het. En miskien was jy net nie bewus van die energie nie, en jy het nie koppeling gemaak met die energie nie. Jy kuier saam met iemand. En net in daardie koneksie, in daai spasie wat tot stand kom tussen jou en daai persoon, word energie vrygestel. Jy is so opgewonde. Ons sal sê, my batterye is weer gelaai. Ek het so opgewondenheid, ek het weer moed, ek het weer hoop, en ek droom, ek het so kreatief geraak. So, dit gebeur tussen jou en God. Dit gebeur tussen jou en ander mense. Dit gebeur wanneer daardie koneksie met die self ook tot stand kom. Energie word vrygestel. Nou nie net deur aanraking nie, maar ook deur aan te raak. Want dit is Veronica en Jairus se storie gaan oor, hulle het gevat aan Jesus. Jakobus 5 wat ons nou net gelees het van die gebed van die regverdige, was die gebruik in die Nuwe Testamentse kerk ingestel dat jy deur gebed en deur ook jou hande op te lê op die siekes, te bid vir hulle. Dit is 'n groot en 'n belangrike gebruik
in die eerste Nuwe Testamentiese kerk gewees. En daardie energie, dis asof die aanraking, die aan te raak, energie vrystel, wat genesing kan bevorder. Nou, nie alle energie is positief nie. Weet, en dit is een van die groot goed wat ons ook leer in die lewe van Paulus, praat hy veral ook daarvan, dat energie omgesit kan word. Net soos wat Einstein gesê word, is een van die groot wette van energie, dat dit nie geskep of gemaak kan word nie, maar dit kan ook nie vernietig word nie, maar energie kan omgesit word. En negatiewe energie kan omgesit word. Paulus praat daarvan in Kolossense 1 vers 29. Hy sê, ek arbei en ek stry. Nou daardie woordjie stry is agonia. Agony, kan jy hoor waar kom die Engels vandaan? Nou net een ander plek in die Nuwe Testament kom hierdie woord voor. En dit is in die tuin van Getsemane waar Jesus gebid het en hy was in agonia gewees. En hy het groot wroging in homself gehad. En het was 'n wroging met verwerping, met lyding wat sy pad langs kom en met 'n dood wat hy moet sterf. Het is negatiewe energie, as jy het so kan sê, is negatiewe emosies. Maar Paulus sê, ek stry volgens die werking, dis weer energia, wat hy in my werk, energie, met ander woorde, ek stry volgens die energie, waarmee hy my energie gee met krag, sy dunamis. Ons sit energie oor deur gebed, sy woord. Jesus praat met Jairus en hy praat met Veronica. En sy woorde het krag. Net soos wat die woorde by die skepping het God gespreek en dit tot stand gebring. Maak woorde, skep en herskep woorde. Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord van God is lewend en kragtig. Die woordjie vir kragtig is energia, weer. Dit is die woord van God skep. Dit het krag, dit bring tot stand. En in die geval van Veronica het die woorde van Jesus skepende krag in die opsig dat hy herskep haar. Hy reframe haar hele storie, sodat sy moet nuwe oë kyk na haar wêreld en na haar lewe. En dit is iets wat ons nie net een keer nodig het nie. Ons het dit die heeltyd nodig. Dit is kos vir ons binnekant. Jesus het gesê, ek kan nie net van kos alleen leef nie, maar van elke woord. Jy weet, kos gee vir ons en word omgesit in fisiese energie. Maar ons het innerlike energie nodig en dit kom deur die woord van Jesus en wat hy vir ons gee. En dit het 'n effek op ons liggame. Spreuke 8 sê, my seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart, want hulle is lewe vir die wat hulle vind. 'n Genesing vir die hele liggaam. En dit is hoekom ons uitgenooi word, as Christene in die Christen tradisie om te gaan met die Bybel, wat ons glo, die woord van God word deur die werking van die Heilige Gees. Begin dit in ons harte te brand. Dis energie wat vrygestel word en ons bly in hierdie woorde, ons oordink hierdie woorde, ons lewe met dit. En dan is daar die derde plek, gawes. Weet, ons maak baie keer die koppeling met gawes met genade, is genadegawes. Ons koppel dit aan bedieninge, maar ons koppel dit nie dikwels aan energie nie. En dis wat Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 3 tot 5 doen. Hy koppel dit aan werkinge. Hy sê hy praat oor die gawes en dan beskryf hy dit as werkinge. Energie. Energia is die Grieks wat daar gebruik word. So, hy sê vir ons met ander woorde dat ons almal verskillende,
God se energie op verskillende maniere deur ons werk en dat ons verskillende sekere soort energie ontvang van God af om sekere goed te kan doen, te kan skep, tot stand te kan bring wat nuttig is. So, dit het 'n groot effek op jou wanneer jy agterkom wat jou energie mengsel is, jou gawe mengsel is. As jy agterkom wat dit is wat jou energieer, wat jou energie gee, en op watter manier jy energie kan oordra en kan gee aan ander mense, wat die effek is op ander mense, wanneer dit met jou gebeur, het jy ervaring van die energie en dit het 'n helende effek op jou. En weer eens, om agter te kom wat ek kan doen, waar ek nuttig kan wees en waar ek tot hulp kan wees vir ander mense, bring groot betekenis en bring groot vrede en groot energie in jou lewe en dit bevorder genesing. En dis wat met Veronica gebeur het. Weet, sy hoor die woorde, jou verhouding is herstel, dogter, noem my haar. Weet, sy was nie gesien as rei nie, en hy sê vir haar, jy's my dogter, en gaan in vrede. Vrede is juis so gekoppel aan zoutshou, aan heling, dit is 'n innerlike harmonie, alles kom by mekaar. En hy sê, gaan in vrede, sy het 'n missie, sy het 'n doel, en volgens die tradisie, in oorlewering het sy 'n genesingsbediening begin in die eerste kerk in Jerusalem. Sy was bekend gewees vir die feit dat sy veral omgesien het na siekes en saam met hulle gebid het vir genesing. So hier is die vraag. Vandag, waar los het jou? Het jy al ooit in kontak gekom met die diep verlange en soeke wat in jou is na heling toe? Soek jy net genesing? Soek jy net iets? Of soek jy heling? En waar soek jy na dit? Hierdie verhaal, en dis deel van die goeie nuus van die evangelie, is dat Jesus in 'n sekere soort verhouding, 'n spiritualiteit, 'n manier wat jy omgaan met Jesus, kan genesing en heling in jou lewe bevorder. En dis 'n reis waarop ons gaan. Dis 'n reis. En miskien kom jy agter, jou soeke vind miskien veral uitdrukking in die soeke na 'n diep kontak na iemand toe, na 'n sielsgenoot toe. Dis alles deel van hierdie reis, om uit ons isolasie uit te kom, om in kontak met God, in aanraking met hom, met mekaar, met jouself, met die natuur te leef, en heling te bevorder. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die woord wat U vir ons gee. Ons dankie vir die lewe wat U vir ons gee. En ons vra U dat U ons sal lei op hierdie pad. Dankie dat U na ons toe kom, dat U alreeds in ons werk en met ons praat en ons trek na 'n lewe toe saam met U om heel te word. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.